Goeiemôre, dit is donderdag die 15de. Verskoning dat ek nie gister vir julle 'n boodskap gegee het nie, maar ek was bietjie besig en as jy sien, is alles onder jou uit. En dan wil ek nie 'n afgewaterde ou boodskap gee nie. Ek wil reg wees, ek wil goed voel, ek wil die woord vat en ek wil hom gee soos die Here met my hart gee. So vergewe my daarvoor as ek party daar dit nie doen nie. Net baie interessant, twee belangrike aankondigings. Julle onthou die mannekamp, dit vind toch hierdie naweek plaas daar by Stoffberg, aan die kant Belfast. Daar is nog plek en ons kort nog so 'n paar borge vir die van julle wat daar wil borg. Ek sal vir julle Melinda se nommer gee. Kom ek gee dit sommer nou vir jou. Hier is Melinda se nommer 082-323-5141. Julle kan haar gerus bel en sommer direk in haar rekening inbetaal daar by hulle wat vir die manne sal kos gee. En wat 'n wonderlike voorreg om te weet jy het 'n aandeel in 'n ou wat eendag in die hemel gaan kom. So hierdie geldjies se goed, dit niks my uit te waai nie. Dit gaan net so vir hulle wat reël dat hierdie manne kan eet in die naweek kan by die Here uitkom. So dis die eerste ding. Daar is nog plek. So as jy wil gaan, bel vir Melinda want sy met jou naam kry, hulle moet die kos koop. Daar is nog plek vir jou wat nog twyfel, daar is nog plek. Punt nommer 1. Punt nommer 2 wat baie belangrik is. Ek het die voorreg gehad om opnames te maak en eerskomende Sondag, ek dink is die 16de as ek nie mis het nie, Sondag is die 18de, Sondag die 18de, dan is ek op RSG, ek doen die oggend die erediens om 9uur en dan ook die aanddiens om 6:30, 6:30, so ja, julle sal die eindste, die uwe hoor, wat 'n groot voorreg vir my om op RSG te praat en dis altyd vir my 'n voorreg. So ek noem dit maar net, as jy iemand hoor, jy ken sy stem, dit is nou toevallig ek. Nou, ek wil nie oor my praat nie, ek wil oor die woord praat. Vanmôre baie belangrik dat ek met jou praat oor wie Jesus is, wat hy gedink het. Ek is nog steeds in Johannes, gaan hom deurwerk. Ek voel net, ons moet deur Johannes se siening van Jesus kom, en dit wat hy gesê het. Nou, ek wil vir jou ietsie lees, in Johannes 6 of 8, Johannes 8 vers 12, hoor bietjie wat sê hy vanmôre hier. Jesus het met hulle gespreek en gesê, nou staan Jesus aan die preek, hy spreek met sy manne, nou maak hy 'n aankondiging en sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wees nie. Hier sê dit, die seun van God, staan nie by hulle, hier staan die sleutel van die ewigheid, die paspoort tot die ewigheid, staan vir hulle, manne, ek is die lig van die wêreld, julle my volg, julle sal altyd in die lig wees. Julle sal nooit hoef te worry nie. Hy spreek profeties, né? Baie interessant. Hy sê, maar die lig van die lewe sal julle altyd hê. Die lig van die lewe sal julle altyd hê. Toe sê die fariseërs vir hom, u getuig van uself. U getuienis is nie waar nie. Die fariseërs, hulle is mos nou seeing is believing mense. Nou sê hulle, u getuig nou van uself. Die getuienis is nie waar nie, kan jy glo? Right, ons hoor wat sê die volgende een. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van my en van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet waarvandaan af ek kom en waarin ek gaan. Maar julle weet nie waar ek kom en waarna ek gaan nie. Manne, julle weet nie wat ek weet nie. Amazing. Hoe hulle hom getwyfel het, en na die tyd, waarlik, hy is die seun van God. Kom ons kom. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand nie. Ek praat vandag met jou. Wie wat sê Jesus vandag van jou? Ek oordeel jou nie. Al twyfel jy. Al erken jy nie Jesus nie. Jesus oordeel jou nie. Hoekom nie? Want hy is die oordeel wat op die kruis was. Hy was die vloek op die kruis, sodat ek en jy genees kan wees, sodat ek en jy volledig kan wees, sodat ek en jy gered kan wees. Die woord sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, ek het gekom om die wêreld te red. Hy sê dit. Hy sê, en al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En dit is ook wat julle in die wet geskryf is, en dat die getuienis van die twee mense waar is. Ja, vriende, wat wil ek vanoggend vir jou sê? Ek dink Jesus het 'n harde tyd gehad. Veral daar in die sinagoge waar hy gesit het, dan praat hy.
Dan kyk jy die mense so van, want hulle koppe was vasgevang in Moses, wette, strawwe. Jy moet dit doen, dan gaan God jou doen. Jy moet dit doen, dan sal God dit doen. Geen genade nie. Wette het strawwe. Het jy dit? Elke wet het 'n straf. As daar 'n bordjie is, jy moet 60 ry en jy ry 90, dan gaan daar 'n straf wees. En vir elke straf, dan moet jy pak slaag kry. Is dit nie? Daar was wette. En Jesus het genade geword, sodat ek en jy nie die straf moet kry nie, sodat hy die straf gekry het, wat ek en jy verdien het, sodat ek en jy vrygespreek kan word. Skuldig, maar vrygespreek. Is dit nie kosbaar nie? Hulle het nie verstaan nie, want hulle het Jesus vlak gekyk. Daar voor hulle staan, die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. En tog sê hulle, waarvan praat jy? Ek is so bevoorreg vandag, ek is nie kwaad vir daai mense nie, want hulle het nie gesien nie. Maar ek en jy weet vandag, ek en jy weet, dat alles wat hy gesê het, het hy gedoen. Hy het vir hulle gesê, ek gaan op die 3de dag gaan ek opstaan. En hy het dit gedoen. Hoekom wil ek en jy nie glo nie? Ons glo, ons moet glo. Daarom is ons dankbaar vandag. Daarom lees ons hierdie woord uit dankbaarheid uit. Gaan jy saam met my bid, Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat U gekom het, nie om ons te oordeel nie, maar om ons te red. Ja, Here, selfs die vrou wat so baie sonde gehad het, het ook vir haar gesê, gaan en sondig nie meer nie. Gaan en sondig nie meer nie, want U was genade. Dankie dat die genade die wet vrygemaak het. Dankie Jesus, vir alles wat U op die kruis vir ons kom doen het. Ons loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde, geesvervulde donderdag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het en dat jou beste voorlê. Totsiens, tot die volgende keer.